Welkom terug by die groot ontbyt. 'n Lekker bederf met 'n lekker mens. Liz Meyering, die akteur van formaat Kuier vanmôre. Ja, ek het gesê. Kuier vanmôre ons nie ateljee. Ons praat oor alles nog wat. Ons praat spesifiek oor 'n bietjie verwys na Vetkoekpaleis. Jy sal dit nie glo nie, maar daar is 'n nuwe reeks Vetkoekpaleis opgeneem. Ja, 'n moderne een en ons gaan daaroor ook gesels, maar eers Liz Meyering, dames en here. Goeiemôre. Goeiemôre. Ek weet of ek enigiets kan glo of die kykers nie, want dit is 1 April. Ek sit nou al die hele dag en wag vir iets om my uit te vang, maar Ja, ek ook. Ja, maar ek gaan nou maar goed gelowig net aanhou. Ja, wat? Ja, hoorie, vertel ons eers. Ek weet nie waar jy tyd kry vir alles waarmee jy besig is nie. Jy's 'n beskermer van elke ding wat bestaan. Jy's betrokke by elke welwillendheidsorganisasie wat daar omtrent is. Jy is besig om toneelstukke te skryf en te doen en op te voer, meer as een op 'n slag. Jy gaan eersdaags in films begin werk. Jy het nou hierdie nuwe reeks weer geskied vir Vetkoekpaleis. Som net gou-gou 'n bietjie op werksgewys. Wat het nou gebeur en waarmee is jy nou besig? Okay. Ons het sopas Vetkoekpaleis 3 verfilm. Dit gaan op die kompetisiekanaal wees. Op Afriforum se TV. En soos getrou aan Willie se idee word dit word voor 'n lewendige gehoor. Ek wonder altyd wat is 'n dooie gehoor? Ja, die korrekte Afrikaans is nie, maar dit word voor 'n lewendige. Dis ons kameraman. Hy's 'n dooie gehoor. Lewendige gehoor. Want dis nie regstreeks nie. Regstreeks is wat ons nou hier doen. In elk geval, die reaksie was ongelooflik, so die mense kom kyk en dit is die enigste lagreaksie wat gebruik word. Vetkoekpaleis 2 is al reeds daarop en ek het Willie bietjie ondervra, saam met die oorspronklike Vetkoekpaleis is dit nou 85 episodes. Wow. Wat hy 100% alleen geskryf het. Niemand in die wêreld skryf al hierdie reekse en movies alleen. Nee. Dit bestaan nie. Ongelooflik. En wat vir my so lekker was is Afrikaans is 100 jaar oud. Ons weet is 12 Mei, né? 12 Mei 1925. Mense van alle kulture, alle kleure, alle ouderdomme het Afrikaans kom geleer, ken en doen dit nog steeds as gevolg van Afrikaanse TV en ek dink tot 'n groot mate Willie se werk. Dit is ek wil net gou vir jou daaroor vra want jy en Willie was baie uitgesproke oor iemand wat wel nie gehoor gesit het en afgeneem het en van die episodes begin verkoop het wat onaanvaarbaar is. Vir die mense wat dalk nie besef nie. Wat is die nagevolge van iemand wat daai doen? Wat vat dit weg van die kuns en van die geld wat kom? As bestuurslid van die Theaterbystandfonds wat sorg vir alle beroepe in film, radio, TV, theater, live performance van die drywer, die skoonmaker regdeur 6.8 miljoen mense. Kan ek vir jou sê, nie een van die behoeftige bejaardes wat ons permanent onderhou, sou daar gewees het as hulle royalties gekry het nie. Sure. Nie een. Hulle sou almal vir hulle self kon sorg. Hulle sou almal vir hulle self kon sorg. Dit is die gevolge. Dat ons mense uit kamertjies haal waar hulle hond en kat kos eet en hulle het nie 'n hond of 'n kat nie. In agterkamertjies wat so gemif is. En dit was almal topmense in ons bedryf wat 40, 50 jaar bygedra het. Dit is die probleem. En ons sit met 'n minister van sport, kuns en kultuur wat aan die president voorgestel het dat hy nie daai wetsontwerp teken nie. En dis al 3 keer deur die parlement. So, jy sien ons hoor nie van dit nie. Ons hoor nie van dit nie. Ja, ek is baie betrokke by SAGA, South African Guild of Actors, wat nie net vir die akteurs nie, maar die hele industrie en vir kopiereg veg. Okay, so So ek is 'n battle axe. Ja. En dit is nodig. Ja, daar was van my pelle wat sê, Liz, jy's 'n banner waiting for a cause to happen. Jy's 'n vlag wat net 'n paal soek. Ja, presies. Nou, die Theater Benevolent Fund, jy het nou gepraat van SAGA. Jy help ook met diere. Ja, baie interessant. South African Animal Cancer Association. Ek het nie besef dat kanker onder diere is net soveel as onder mense nie. Nou, hulle klaar met die wildlewe kon hulle, want daar's geld. Die boere kon hulle ding uitsoort, maar ons praat nou van, in ons kultuur, non-edible animals. So dis perde, honde, katte, marmotte, iguanas, papegaaie, etc. Die Southern African Animal Cancer Association samel geld in. Dit is 'n liefdadigheidsorganisasie geregistreerd, PBO, bla bla bla, wat 18A, wat navorsing doen. Kanker in diere, daar sal 2 diere-onkoloë opgelei. Diere-onkoloë? Ja, daar is spesialiste in elke veld vir diere. Ongelukkig het hulle baie beter aanbiedings gekry oor see. Miskien is nie so, ons is nou weer van voor af besig, maar groter as dit, werk
onkoloë, mense-onkoloë en diere-onkoloë saam. Want een het een perspektief, een het 'n ander perspektief en hulle sê albei vir my 'n kankersel is 'n kankersel. So hulle leer by mekaar en ons het sopas ons begin met die opleiding van die volgende 8 rescue honde. By Dullstroom wat ons die Kanadese moet inkry om te doen, wat opgelei word om kanker in mense en diere uit te reik voor dit op enige toets, enige scan wys. My, Kan julle dink hoeveel lewens kan ons red? Sure. dit is En dis 'n merkwaardig. rescue hond. Ek moet nou net sê die feit dat dit rescue honde is. Ja. Rondloperhonde wat gered is, want ja. Ek het met 'n ekspert gepraat oor honde want ek werk baie met die Guide Dogs Association. Onthou dis nie net vir mense wat blind is nie, né? Dis mense quadripleë, kinders met autisme, epilepsie, diabetes, al goed, dis ongelooflik wat hulle doen. En die ou het vir my gesê die nuwe navorsing wys, hy sê hy weet nie of hy dit glo nie, dat diere se reuksintuig, honde se reuksintuig is 7000 keer beter as 'n mens. Maar kan jy dink as ons nou hierdie honde kan invat veral in arm areas en dele waar daar nie jy weet klinieke en hospitale is, so kan jy dink hoeveel lewens kan ons red in mense en in diere. Hulle doen dit deur die urine van mense met kanker, mense sonder kanker, diere met kanker, diere sonder kanker. Dis 'n langdurige en duur proses, maar dis die moeite werd. Behalwe van al hierdie causes. En dan is er nog die uile. Ek het nou betrokke geraak by die uilebewaringsprojek. Dis 'n wonderlike projek. Ongelooflik. Ek dink almal kan bietjie daaraan belê om dink om by en selfs in woonbuurte uilbokse op te sit. Vir uile in woonbuurte. Dit is die SA Jagters Vereniging se Springbok-tak wat hierdie funksies doen en hulle red die uile want daardie uile word raakgery, hulle word geëet, hulle word geskiet en ongelukkig kan daai uile dan nie weer teruggesit word in die omgewing. Ek het 'n spotted ear owl gestreel en 'n nonnetjiesuil, maar kyk ons moet verstaan hulle is roofdiere, Ja. So selfs die mak, hulle is nie mak nie, maar die hanteerder Lionel dra die handskoen soos wat jy sou dra vir 'n valk of 'n jy weet, so, maar die pragtigste kreatuur eet natuurlik die rotte, die muise, help met plaagbeheer. Veral in woonbuurte is daar baie pla van rotte en muise en dis meer as so mense kan gerus betrokke raak. Hulle noem dit projek Groot Oog. Dis mooi. Nou Liz, en dis nou soos Peer gesê het, jy is besig. Ons nou gepraat reekse en nou het ons beskerming oor na wat is lê vir jou voor vir teater? Teater 2 nuwe solo stukke. Die een is Die Real Housewife. Ek is gefassineer deur hierdie ons wat in die bedryf is. Ja. Dink ek verstaan nie altyd hoe belangrik dit vir ander mense is om PG Du Plessis het dit so mooi gesê, om van gewet te wees. Nie. En dit is so 'n vrou wat nie ingekom het, maar sy het nou haar eie projek begin. Ek het reeds die toestemming van Rian van Heerden hulle wat die NBC kontrak het. Vervaardiger. Ja, jy weet, want dit is 'n kopiereg ding en ek respekteer kopiereg. So dit het ek en dan ook Afrikaans 100. Nou almal doen Afrikaans 100 shows. Maar ek het vir 6 maande gaan navorsing doen oor oudtydse advertensies. Onthou, dis nou van 1925 af, né? Tot nuusberigte, tot onbekende skrywers, digters, daar's bruin mense, daar's swart mense, daar's blanke mense, daar's selfs Indiese mense wat geskryf het in Afrikaans. En dis baie interessant hoe dit ontwikkel het. So ek het goed uit elke dekade. En ek het so baie dat elke optrede, elke opvoering gaan anders wees. Sure. Jy het 'n struktuur en dan is dit daai ding wat jou eintlik bevrees maak en you read the audience, you read the room. En jy besluit wat jy dan uit elke era gaan doen. Fascinerende goed. Advertensies, wat as ons dit vandag op die lug sit, gaan mense gil skreeu. Woorde wat daardie tyd aanvaarbaar wees, wat op een of ander manier in die volksmond verander het na iets wat beledigend is, soos die werkwoord vir naaldwerk. Ja, vir naaldwerk. Ja. Nou daai woord, maar behalwe nou van dit. Hoor hierso. Ek moet eers vir jou vra. Jy's besig met so baie. Jy is so aan die gang. Wat is die geheim? Wat is die ding binne in jou wat jou so gemotiveerd hou, wat jou soveel energie gee? Soms as ons almal weet daar's tye wat mense sê ek kan nou nie meer. Ja. Wat is jou geheim? Baie eenvoudig 3 goed. Dit is my suurstof om kreatief te wees. Dit is my suurstof. Ek is so bedraad.
Tweedens, my nuuskierigheid, my kreatiewe nuuskierigheid. En die derde ding is, quite frankly, ADD en ADHD. Ek het 'n hele nag deur gepraat met 'n wêreldberoemde geneticus, 'n Suid-Afrikaner, 25 jaar terug, wat vir my verduidelik het dat die kreatiewe kromosoom, wat hulle in leeketaal noem die kreatiewe kromosoom, soos die besigheidskromosoom, geïdentifiseer is met al die kromosome wat dit opmaak. En elke keer het dit gedui op 'n vorm van ADD en ADHD. Maar ek maak 'n projek klaar. Ek is laserskerp. Jy vat nie en los nie. Nee, maar ek moet aan 6 goed tegelyk werk. En hy het vir my gesê, jy kan nie teen jou genetika beklei nie. So as dit jou metode is om te werk, werk so. Maar elke ding word klaargemaak. Dis nie asof ek die deadlines mis of ek dink, okay, ek sal dit doen en dit nie. Ja. Maar dit is maar net, en hy het vir my gesê, werk volgens jou genetika. Sure. Dit was my 'n wonderlike ding. En genadiglik kom ek uit 'n generasie waar dit nie doodgesmoor is met allerlei medikasie en sulke goed. Kom ons kyk na die groot geeste in die wêreld. Da Vinci, Michelangelo, die oorspronklike Tesla, Einstein. En so kan ons aan en aangaan. As jy teruggaan op hulle rekords, wat van hulle gepraat is, mediese of sielkundige skrywinge van hulle, beskrywings, het almal ADD en ADHD gehad. Onthou, dis nie net beperk tot die kunste nie. Ja. Dis wetenskap, dit is probleemoplossing, dit is al hierdie ander dinge, wiskunde, etc. So ons leef ongelukkig in 'n wêreld wat ek weet nie of hulle bedreigd is deur die feit dat as mense vir my sê, individue is as mense vir my sê, hoe dink jy uit die boks uit, dan sê ek, watter boks? Daar's nie 'n boks nie. Mal daaroor. Dis ons bedrading. Jy moet werk volgens jou bedrading. Dit is wat my energie gee, want ek het geleer, jy werk volgens jou genetiese bedrading. Liz, jy is die perfekte persoon terwyl ons jou hier het, om net gou vir ons te sê, hoekom is die kunste so belangrik? Hoekom kort mens kuns? Ek gaan dit baie eenvoudig stel. Ek gaan nie eers na die esoteriese en die feit dat, die woord teater kom uit die antieke Grieks, theatros, wat beteken om te leer en dinge op 'n nuwe manier te sien. Weet julle dat alle leestekens wat ons vandag gebruik, kom uit die Griekse teater? Sure. Ons sou nie leestekens gehad het as die akteurs nie vir Aristofanes, Sophocles, Euripides, al hierdie mense gesê het, ons sien wat julle skryf, maar wat is die emotiewe, wat is die emosionele betekenis daarvan? Dis waar dit vandaan kom. En dan, as ons praat van die weierkunste, alles wat julle aan het, waar ons sit, alles wat hier is gemaak deur 'n kunstenaar, deur iemand kreatief. Ek sê altyd, veral met die regerings wat nie vir ons omgee nie, tensy jy bereid is om poedelkaal in 'n veld te staan, sonder 'n verhoog, sonder klank, sonder beligting, sonder enigiets, sonder 'n poster, iemand het dit design, 'n logo, sonder enigiets. Sê vir my, hoe gaan jy sonder die kunste lewe? Elke koppie, elke peeling, elke ding is ontwerp deur 'n kunstenaar. Dit is kreatiewe mense wat die media hanteer, wat toesprake skryf, wat al hierdie goed doen. So gaan staan kaal in 'n veld met niks by jou nie. Dan sê jy het nie die kunste nodig nie. Dis magic. Liz, baie dankie dat jy vanmôre dankie dat julle my genooi het. Dit was so lekker. En geluk met 10 jaar van groot ontbyt. Dis ongelooflik. Kyk hoe hang dit al die sakke onder Jennifer se oë. So 10 jaar. Hy hou op my tone, dis okay. Hy het 'n vrou en hoeveel dogtertjies? 2 dan nog so enetjie pensioenstelertjie, maar dis ja. So hulle gee hom hel. Nou haal hy dit op jou uit. That's it, let's get it. Dis seker waarskynlik die waarheid. Liz sien my pyn. Baie dankie Liz vir jou tyd. Dankie dat julle my genooi het en sterkte en hoop ons nog 'n volgende 100 jaar. Nou praai jy, nou praai. Die mooiste ding is, vind jou suurstof. Nee? Jy het 'n suurstof wat jou lewe dryf, wat jou in die gang hou. Dit gaan jou aan die lewe hou. Vind dit. Dis 'n lang proses baie keer. Soms lê dit voor en jy sien dit nie raak nie. Vind jou suurstof. Dankie Liz vir jou moeite en tyd. Dankie julle.